Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons is die Here dankbaar dat ons kan terugwees na 'n tyd van rus, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook baie ryklik sal saamseën terwyl ons verder gaan stil staan by hierdie baie belangrike onderwerp, hierdie baie belangrike saak van Bybelse berading vir blywende verandering. Nou ons gaan vanmôre stil staan by die gedagte van 3 maniere om my sonde te identifiseer, en u sal onthou ons het vir u gesê dat God se woord is algenoegsaam vir sy kinders ten einde verandering teweeg te bring. En ek net so 'n kort oorsig. Ek het vir u gesê vriende dat God se woord is algenoegsaam, want God se woord is deur God self geïnspireer. Dit is absoluut waar. Dit is onveranderlik. Die Bybel bied insig en kennis oor elke situasie omdat God alwetend is. Ons het vir u gesê dat die woord is baie prakties. Die woord is effektief. Dit is verfrissend en bied verkoking vir 'n mens se siel, en God se woord sny baie diep om dan ook vir my te wys hoe ek werklik voor die Here lyk. God se woord is baie toeganklik. Vir baie duidelik gelees dat die Here vir ons baie duidelik sê dat sy woord beskikbaar is, maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart om dit te doen. En die gedagte dan van God se woord is genoegsaam. U sal onthou vriende, ons het vir u gesê dat die Bybel en sielkunde nie met mekaar geïnkorporeer kan word nie, juis omdat dit twee uiteenlopende pole van mekaar is. En vanmôre gaan ons stil staan by die baie belangrike saak van hoe om my sonde te identifiseer. Nou vriende, dit is baie belangrik dat ons hierdie saak moet raak sien wanneer dit kom by Bybelse berading. U sien, ons elkeen het nodig om verantwoordbaar op te tree. En dit is net so God se woord dat ons sondeprobleem aan ons kan openbaar en hierdie sondeprobleem aan ons kan uitwys en dan ook vir ons die regte pad kan wys waarop ons moet gaan. Nou vriende, ek dink daar is hoofsaaklik 3 maniere hoe ons sonde kan identifiseer in ons lewe. U sien, as ons besef dat ons as God se kinders nodig het om te verander, dan bly die vraag, hoe doen ons dit? En ek dink die Bybel spel dit vir ons op 'n baie praktiese en eenvoudige manier uit. En vriende, daar is 3 eenvoudige vrae wat ons onsself moet afvra wanneer dit kom by die veranderingsproses. Onthou, Bybelse berading vir blywende verandering. Ek moet weet ek is 'n kind van die Here alvorens ek na die woord van God sal gaan vir enige raad en leiding, want u sien, God se woord het 'n besondere boodskap vir God se kinders. Die wêreld dink is dwaasheid. Ons het vir u gelees daar uit 1 Korintiërs 1, die wêreld dink is dwaasheid, die wêreld dink is niks seggende en uitgedateerde dinge wat in die verlede gebeur het, terwyl die woord van die Here vir die kind van die Here altyd nuut en vars bly, deur God se gees toegepas in my lewe, bring 'n verandering in my lewe. So wat is hierdie 3 vrae wat ons vir onsself deurgaans moet afvra? Die eerste vraag wat belangrik is voor verandering kan plaasvind is, wat is ons probleem of sonde waarmee ons worstel? Baie keer sê mense, man, ek worstel, en hulle praat so in die algemeen en hulle praat basies so in die lug, en baie keer is dit niks seggende dinge wat hulle sê nie, en hulle kom nie by die punt uit om vir hulle self die vraag af te vra. Of miskien vir hulle geliefdes in die huis, wat is die probleem waarmee ek worstel, of die sonde waarmee ek worstel in my lewe nie? Die tweede gedagte of die tweede vraag is, wat sê God oor die probleem of sonde vanuit sy woord? En die derde vraag, wat sê God, wat moet ons doen, of hoe moet ons handel of deel met die probleem? So kom ek probeer hierdie 3 vrae gou vir u beantwoord, want u sien, dit is baie belangrik dat ons hierdie vrae vir onsself moet afvra ten einde ons probleem te identifiseer sodat verandering kan plaasvind. So die eerste vraag, wat is ons probleem of sonde waarmee ons worstel? Hier moet ons vriende leer om te onderskei tussen die volgende. Die eerste gedagte, algemene sondes waarmee mense oor die algemeen worstel is dinge soos vrees, woede, skuldgevoel, skaamte, jaloesie, begeertes, hopeloosheid, fisiese swakheid en ander alledaagse dinge. Dit is 'n daaglikse aflê en opneem proses. So dis algemene dinge wat in ons elkeen se lewe elke dag na vore kom. Luister, jy's nie siek as jy van tyd tot tyd vrees of daar's soms woede in jou lewe of 'n skuldgevoel of skaamte of jaloesie of hopeloosheid of hierdie dinge nie. Dis daaglikse dinge wat ons daagliks moet aflê en aan die voete van die kruis moet neerlê. Vriende, verder moet ons onsself die vraag afvra, is daar patrone in my lewe wat ek kan agterkom, wat my gesin agterkom, wat my familielede agterkom? As sonde 'n patroon in my lewe begin vorm, moet ek daarmee deel op 'n Bybelse verantwoordbare manier. Ek moet vir myself die vraag afvra, wat was my motief? Waarom het ek so opgetree? Waarom het ek so gedoen? Wat het ek gedink toe ek hierdie sonde gedoen het? En wat sou ek bereik het daardeur? Dis alles onder die eerste vraag, wat is ons probleme of sonde waarmee ons worstel,
en hoe kan ons dit dan identifiseer? Ek moet vir myself die vraag afvra, is daar 'n patroon van plekke, tye of omstandighede waarin ek die spesifieke sonde oor en oor bly doen? Dis belangrik om hierdie identifisering te doen, om vir myself sekere vrae af te vra, sodat ek by die antwoord kan uitkom van my sondeprobleem. Dan die tweede vraag, wat ons nou alreeds vir u genoem het, wat ons nou kortliks gaan hanteer. Die vraag wat ons moet vra as ons klaar ons sondeprobleem geïdentifiseer het, moet ons vir onsself die vraag afvra, wat sê God oor die probleem of sonde? U sien, as ek ernstig is met die Here en my ewige siel, sal ek dadelik die woord opneem of hulp gaan soek oor die sondeprobleem waarmee ek worstel. U sien, 'n kind van die Here wil nie hulle Here en meester teleurstel nie, maar dikwels is daar ook onkunde in hulle lewe. Daarom is die vraag, as ek klaar my sondeprobleem geïdentifiseer het, is, wat sê God oor die sondeprobleem? En die vraag wat ons vir onsself moet afvra, waar hoor ek wat God sê? Ek gaan nie na 'n profeet toe of na een of ander sogenaamde apostel nie. Nee, ek begin die Bybel lees. God se woord is baie meer akkuraat as my eie insig en opinies. Hoe dikwels sien ons mense wat meen, hulle is slagoffers van hulle omstandighede, terwyl die woord duidelik uitwys dat hulle skuldig voor God is en hulle het nodig om hulle sonde te bely. Vriende, hier is dit baie belangrik om nie verskonings vir sonde te soek nie, maar Bybelse terme raak te sien, sodat ek kan deel met dit wat my lewe kompliseer. Oneer bring op die naam van die Here en my verhoudinge skade aandoen. Kom ek vat 'n eenvoudige voorbeeld. Miskien het ek die sonde van Himeer in my lewe geïdentifiseer. Ek word gou kwaad, ek word vinnig kwaad, ek word vir niks kwaad nie. Wat sê die Bybel daaroor? Efesiërs 4:26 sê, word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. So onmiddellik moet ek vir myself die vraag afvra, is daar sekere patrone in my lewe wat ek kan sien? Is daar sekere tye, omstandighede waar hierdie meer van my opvlam? En dan vir myself die vraag afvra, is hierdie toorn geregverdig? En hoe tree ek op wanneer ek toornig word? Sondig ek? Want die Bybel sê, daar is sekere tye wat ons toornig kan word oor sekere dinge, maar ons moenie sondig daardeur nie. So in ander woorde, my toorn moenie oorgaan in 'n sondige dade nie. En as ek sondig, sê die Bybel, moenie dat die son ondergaan oor jou toorn nie. Maak reg wat jy verkeerd gedoen het. Want jy sien, vriende, hoe meer 'n mens met hierdie goed begin saamleef en jouself regverdig, hoe harder word jou hart en hoe meer bou jy 'n weerstand op teen die oortuiging van die Heilige Gees en hoe minder sal jy oor die weg kom met ander mense en hoe groter sal die skeer kom in jou verhoudinge met ander mense. En die Bybel sê, gee aan die duiwel geen plek nie. So wanneer jy 'n patroon in jou lewe optel, vra die Here om 'n besonder vir jou genade te gee om te waak en te bid, wanneer jy in sulke situasies kom, of wanneer jy hierdie bepaalde situasie nader, of dit nou by die huis is, of dit by die werksplek is, of dit in die buurt is, in die omgewing, by familie, by vriende, wat ook al. Jakobus 1 vers 19 sê, sodat my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. So ons moet vir die Here vra vir lankmoedigheid, vir sagmoedigheid, vir selfbeheersing. Here, u woord sê, ek moet stadig wees om toornig te word. U weet, hierdie situasie bring vinnig in my hart toorn na vore. Ek sê baie keer dinge waaroor ek spyt is. Dit doen skade aan my verhoudinge met ander mense, dit doen skade aan my getuienis. Here, ek pleit en ek vra u, help my. Dat die oomblik wanneer ek hierdie sonde identifiseer, dat ek sal kyk wat u woord daaroor sê en dat ek daadwerklik daarmee sal handel. Dan die derde en laaste vraag, wat sê God wat ons moet doen of hoe ons moet handel of deel met die probleem? U sien, vriende, God sal nooit 'n sonde of probleem in my lewe uitlig sonder om die oplossing daarvoor te gee nie. U sien, God is te genadig en barmhartig om ons maar net so in die duister te laat. Ek het vir julle al baie gesê, die Here het nie hierdie gesindheid van swem Jannie, swem gedagte nie. Die Here stap my nie by die diep kant in en sê vir my, sien en kom klaar nie. Hy's 'n genadige en barmhartige God. Hy wat my geskaap het, weet hoe diep gewortel die sonde in my hart is deur die sondeval wat plaasgevind het. Hy weet hoe my hart neig na die sonde, hoe ek myself wil laat geld, hoe ek myself wil verdedig en verontskuldig. Daarom kom die Here en hy sê, hier is die probleem, ek wys jou die probleem deur my woord, maar ek gee jou ook die oplossing daarvoor. Efesiërs 4:21 tot 24 sê, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlike van die verleiding ten gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee,
wat na God geskaap is in ware geregtigheid en heiligheid. So wat wil die Here vir ons eenvoudig hier sê, vriende? Die oomblik as ek 'n kind van God word, dan meld ek aan vir 'n geestelike oorlog. Luister, die oomblik as 'n kind van die Here word, gaan die duiwel my nie net uitlos nie. Die wêreld gaan nie nou ewe skielik sê, "O, Piet of Koos of Jan het 'n kind van die Here geword en nou moet ons terugstaan nie." Inteendeel, die oomblik wanneer ek kind van God word, dan begin my probleme, dan begin my stryd, dan begin die opdraande pad wat ek moet stap. Want die geestelike lewe is 'n oorlog. Dis 'n stryd, maar die Bybel sê, dis 'n goeie stryd. Dis 'n daaglikse aflê van sondes en opneem van goeie, die Bybelse en regte dinge. U sien, deur die woord word ons verstand vernuwe, ons gesindheid verander, ons begeertes, ons motiverings en ons verwagtinge verander. Daarom is dit belangrik om God se woord te lees, te bestudeer. U moet tog nie moedeloos raak in hierdie stryd en die sonde nie. U moet nie dink, daar gaan een of ander tyd, een of ander sogenaamde genadewerk plaasvind, waar ek vir eens en vir altyd klaar kry met my stryd met die sonde nie. Tot die dag van my en jou dood sal ons teen die sonde stry. Die Here sê, as jy sê dat jy nie sonde het nie, mislei jy jouself en die waarheid is nie in jou nie, maar as jy jou sonde bely. Die Here is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. So, ons het vanmôre stil gestaan by die gedagte, vriende, 3 maniere om sondes in ons lewe te identifiseer, en onsself en ander te help. En hierdie 3 was gewees, wat is ons probleem of sonde waarmee ons worstel? Ons moet dit identifiseer. Tweede plek, wat sê God oor die probleem of sonde? Ons vind dit in die woord. En wat sê God wat ons moet doen of hoe moet ons handel of deel met die probleem? En dit word in die woord vir ons opgeteken. Dis ook wonderlik om na jou leraar te gaan wanneer die krisis vir jou te groot is of die probleem vir jou te omvangryk is. Dis goed om met ander kinders van die Here te praat wat al die pad met die Here vir baie jare stap. Maar wonderlik om te sien dat God se woord vir ons Bybelse oplossings gee. En soos ons die pad stap en hierdie dinge begin identifiseer en hierdie sondeprobleem begin raak sien soos die woord dit vir ons leer en die oplossing wat God ons gee, sal jy sien daar is vreugde in die hart waar Jesus woon. Die Here kom en hy neem hierdie duister en donkernis of duister en donkerheid al hoe meer weg in 'n mens se lewe. En hy bring jou al hoe meer na die lig. En die verhoudings tussen jou en ander mense raak beter en jou gemoed raak beter. Want waar Jesus woon, is ware vryheid. Vriende, mag die Here ons genade gee en seën. Ons sal môre verder gaan. Mooi dagie vir u verder. Tada.